Welcome to She Brews, where we drink some coffee and we listen to amazing stories told by the most inspiring women. She Brews, koffie en chats. Met Nel en Zal. Welkom terug by Ami se amazing testimony. Sit terug, drink jou koffie en kom ons kyk wat gebeur in hierdie tweede deel van haar storie. September 2024 het finansiëel begin swaar gaan met my en die kinders. Sodat ek baie maande nie kon kos tot en met eintlik die volgende jaar omtrent, ek kan nie presies die datum onthou nie, miskien Maart, April. Toe het ons aansoek gedoen vir deel 43 en was daar 'n bietjie verligting, maar in daai tydperk was dit letterlik 'n kwessie van daar's daar wat ek nie weet, gaan ek aandag gee aan die liggie van die elektrisiteit of gaan ek aandag gee aan die petrolliggie nie, gaan ek soos ek vir jou gesê, as ek afdraandes ry, dan is ek dankbaar vir die afdraandes en ek weet ek kan vrie in hierdie tyd en ek kan ook verder kom en dit is definitief daar wat ek dink, maar ek het al te veel gery, hoe is hierdie naald waar hy nou is, of ek gooi R200 in en dan gaan hy tot amper bo en as ek soos, daar is magic rand. Daar is nie net R200 nie. Daar is heilige R200 gewees en so het die Here begin in daai naar en vreesagtig en hy het begin wonderwerke doen. En na die ander, dan praat ek nie van my ouers wat as hulle kom tee drink, die hele checkers daar aanbring en dan is my yskaste weer vol. En my sissies wat van oorsee af geld in my rekening sit, betaal met my wifi en ek wil net hierso konteks skep. Dit was nie bietjie dire straits nie. Nee. Dit was soos jy het nie geweet of jy vanaand 'n broodjie gaan hê om te eet nie. Jy het nie geweet of vanaand daar as jy maar oggend jou oë oopmaak of die ligte gaan aankom nie. Dit was regtig 'n totale afhanklikheid, né? 'n totale afhanklikheid. Daar was ek en my kinders het begin sit en ons het 'n witbord gevat en ons het ons goed op die witbord het ons 'n behoefte kant gehad en 'n dankie sê kant gehad en dat ons neerskryf daar krag, ons skryf neer skoolskoene en ons skryf neer brood en op die eind van die dag in 2023 Desember het ek uitgeklim. 2024 April het iemand my gebel en gevra of ek werk soek. En die Here het vir my werk gegee in April 2024. En amper soos die milkshake. 100%. En dit was Dis 'n kort maar 'n milkshake. 100%. So ek het 'n inkomste, maar ek bedoel vir twee kinders verbly hulle weer toe gaan dit. So het ek net intussen ek het die aktiwiteite begin minder maak. Ons het net meer aktiwiteite op die skool begin doen en hoe die Here ook my kinders se harte aangeraak het en hoe hulle ontvanklik was vir die feit dat dit is nie wat belangrik is in die lewe nie. Dit is op daai stadium dat ons mekaar het en op daai stadium dat ons mekaar opbou en op daai stadium dat ons sit by sy voete en hoor maar vat. En so het ek die ry gedoen, ek het in die oggende gewerk en in die middag was ek steeds by my kinders gewees. Dat Checker 60 daar aankom en dan redeneer ek eers met die bestuurder en sê ek het niks georder nie en dan sê my ma, dit is jou adres en sê ek soos maar ek het nie dit georder nie en dan vouchers wat ek in my kar gekry het en ek het julle gesê my gesig room dat jy daai fisiese buisie. Hy's leeg. Hy is verby leeg. Hy's al amper gedisintegreer so leeg is hy en dan vanaand as ek daar kom dan voel ek maar kom ons kyk of daar nog een is vanaand en dan is daar nog 'n pamp en dan sal nog 'n pamp in. Ja, en maak ek net seker en jy was oor en dan nou ook my gebou en vir myself net julle kos en dan hoe die Here daai tyd ook trots aangespreek het, pride. En jy's op so 'n lae plek in jou lewe en dan sê die Here vir jou jy's trots en sê ek soos, okay Here, ek ken baie mense, ek kan vir jou trots verduidelik, Here, want ek het 'n definisie, ek het die afgelope jare hoeveel definisies, maar toe verduidelik hy eintlik vir my dat as jy swak selfbeeld het, is trots een van die grootste goed waarmee jy sukkel. Want jy gee nie oor nie, jy vertrou nie wie God sien jy is nie. Jy vertrou nie wie God en wat God oor jou lewe spreek nie. Het gaan oor wat jy dink jou identiteit moet wees. En wat jy jou identiteit in nie. 100%. So toe het ek begin bid teen trots en eintlik het hy my so laag op my knieë gebring dat ek in elk geval nie 'n keuse gehad het nie. En ek moes sê as iemand iets gee dan moet ek sê dankie. Ja. So ek het daai 1 maand 'n bedrag in my rekening gekry, astronomiese bedrag. Kon nie agterkom van wie af dit kom nie en 2 weke daarna was ek gedag vir 5 miljoen en my advokaatkoste het my R70,000 gekos. En dit was die bedrag wat in my rekening inbetaal is. Dis unreal. 2 weke voor ek geweet het daarvan. Daar was toe nou 'n hofsaak daaroor ook.
Daar is toe nou in my guns op daai stadium gesê wat gebeur het is my handtekenings gebruik as 'n surety. So ek was nie die hoofoorsaak van die transaksie nie. Ek het geen idee gehad van enige van die transaksies en dat my naam daarbey gebruik is nie. En toe nou na die tyd uitgevind daar is miljoene sulke transaksies waar my handtekening by betrokke is. Desember was ons toe nou by die huis gewees, my sussie het kom kry van Lucia af, maar ek kon nie so toe gaan nie, ek het nie die finansies gehad nie. En weer eens het ek van kinders gesê, onthou ons was elke jaar see toe, so ons het by die huis het special gemaak en ons het ons konsert gehou en ons het gehoorship en die stories vertel en so met almal wat toe nou Desember daar was. En Maar dit was moeilik. dit was baie moeilik. Dit was moeilik om nie by jou familie te kon wees. 100%, want dis elke jaar ons Dis nog ietsie wat God net soos toegelaat het om 'n bietjie weggechip te word. Daai, 100%. jy weet. Jou ondersteuningssisteem is high. Ja, soos In jou vashou is Hy. Ja, ek wil dit en net hy alleen. En ek wil net wat jy sê uitdaag, nie want ek nie Nee, saamstem nie, maar ek dink nie dis God wat toelaat dat dit weggechip word nie. Ek dis dink die net devil wat steel. God Ja, was- ja. Ja. God was altyd daar as die provider en in ons menswees kies ons maar ek gaan dit, ek gaan wat vir Yes. my, ek gaan dit en dan ek wil amper sê hy is soos die plant, hy is net hier. Ja. En dan Ja. is jy nou as al daai goed weggestrip word, Ja. dan is hy nog steeds hier en dan besef Hy is die constant. Ja. Ek dink wat ek bedoel met dit is ek stem 100% saam met jou is dat he brings glory out of what happens. Ja. 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 Dis wat ek bedoel met allowed. Ja. Ja. Want hy bring so iets seer and then he glorifies it through him. He sanctifies it through him. Ja. Hy bring 'n beautiful ietsie uit, daai sleg uit. Ja. Ja, ek dink die afleiding van my die laaste 2 jaar is ja, hy doen die duiwel kom steel weer. Ja. Net sê dit nou gesondheid, dit sê wat ook al en God sê hy kan dit omdraai vir die goed. Ja. En wat hy daarmee bedoel is dat as hy intervene, begin hy in jou karakter bou om uit hierdie slegheid iets moois te kry. Ja. Maar dis wat nie hy wat beauty dit for steel ashes. nie. Ja. Ja, so ek dink dis verstandig Ja. eintlik daar. So maar ek gaan net so 'n klein bietjie fast forward. Ja. Toe kom daar in April omtrent die volgende jaar. Ja. Toe Kry ek 'n oproep. ja, toe kry jy 'n oproep wat ek Ja. dink baie min mense al gekry het. Ja, en wat ek hoop hulle nie kry. Dit niemand kry nie. En dis nie checkers by jou. Dit was toe nou nie checkers nie, ek het Dit is eintlik 'n gehoop dis oproep checkers. Ja. van die polisie. Polisie het by my huis opgedaag. Dankie Louise, ek was nie daai dag daar nie, want anders het ek in die vangwa Kempton selle toe gery. Ek het 'n oproep gekry van my huishulp en sy het vir my gesê die polisie was nou net hier en ek het toe vermoed dis een van die vorige sake wat ons Wat? vroeër in die jare al moes deurwerk. En ek het toe my prokureur laat weet en sy het toe nou begin. En ek het toe en ek het 'n WhatsApp toe gekry van 'n detective, ek kan nie speurder nie. Okay. Nou vir iemand wat 'n hele lewe lank alles probeer presies doen en dit glad nie reg kry nie. Was daai net so daunting geweest vir my en ook die feit dat dis ek en my kinders en ek moet my kinders beskerm en my kinders moet eet en my kinders moet skool toe gaan en intussen so jy is 99,999% van die keer is jy in fight and flight. Jy staan op in fight and flight, jy gaan slaap in fight and flight. Jy as daar 'n e-mail deurkom van 'n prokureur is jy in fight and flight. As jy 'n oproep kry is jy in fight and flight. As jy even as iemand met my wil praat, Konstante vrees. I always presume the worst. Want die hoeveelheid uitdagings wat op daai stadium oor my pad gekom het dit was net te veel geweest. En hulle sê toe vir my, sy sê vir my nee, jy moet tronk toe gaan. Ek sê toe vir skies. Nee, jy moet tronk toe gaan want jou handtekening was gebruik in 'n skedule 5 bedrogsaak. En Ek onthou jou voice nou daai dag. Dit is ek soos nee, ek het seker Dis te verkeerd ver van verstaan. jou realiteit Jy het af. seker bedoel Ja. jy voel of jy in 'n tronk is. Ja. Of- Ja. Toe sê vir my nee, ek was in 'n sel. Ja. Ek was by die polisie. Vingerafdrukke, fotootjies. Ek was in die tronk. Ja. Ja. So ek het toe met my ouers gereël. Ek het nie vir my kinders gesê nie. My ouers het toe ek het daai dag my kinders by die huis gehou by hulle. En ek het toe ingery saam met my prokureur en dit was vroeg die oggend en ek moes die verklaring teken alhoewel ek nie skuldig is aan niks nie en ook nie skuldig bly vir enigiets nie want ek het nie eens geweet daarvan nie. Met hy dit was daarom 'n ongeloof. Daar was baie grace in die mense wat my hanteer het daai dag. Daar was baie guns daarin, dit kan ek sê.
My vingerafdrukke is geneem en toe stap ek van die kantoor af saam agterom by die groot selhek, so groot, dit lyk soos 'n dungeon. Hek wat hulle toe nou oopmaak en ek stap daarin en almal wat nou geproses moet word sit daar. En kan staan teen die muur en soos jy in die movies sien met jou bordjie en jou kantfoto, voorfoto en my binneste is amper half wel alles maak so, maar dis amper half asof dit jou realiteit is nie 'n realiteit nie, maar jy en toe ons nog die Bybelstudie gehad het in ballet, het die Here destyds vir my Psalm 23 so opgebreek en vir my daar mooi gesê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Okay, wat beteken die Here is my herder, ek kom niks kort nie. So is alle behoeftes wat jy kom niks kort nie, dis wat hy daarmee bedoel en soos wat ek daar in my sel het, is al wat in my kop is die Here is my herder, ek kom niks kort nie, die Here is hier by my, ek kom niks kort nie, ek is okay nou, ja, ek het niks, ek is okay, en ek lewe nog, ek is nog nie gevang nie, en daar, die daunting ding van, jy stap daar in, en jou toekoms, en jou drome, alles, lê in 'n persoon se hand, jou vryheid lê in 'n persoon se hand, en wie gaan dan na my kinders kyk? Daai het my gevloer, daai was vir my. En ook ek dink tot en met nou, ek is ook besig obviously met die proses van alles in detail bietjie deurwerk en al goed wat die Here vir my laat sien het en gestuur het in detail deur te werk, maar die onregverdigheid, nê? Onthou jy kom op 'n punt waar dit nie meer sin maak nie. Dis net soos Here, maar ek verstaan nie en ek het nie eens probeer verstaan. Ek het net vir die Here gesê die wreedheid en die weggooi en die verniel en die seer wat daarmee saamkom en I don't understand. Ek sal dit nooit verstaan nie. So op 'n punt dat die Here vir my gesê het, daai nie verstaan moet jy nou vir my gee. Die nie verstaan van wat jou kant toe gekom het, want dis nie sy plan vir my lewe nie, dit kan ek jou beloof, maar die restoration van karakter wat plaasgevind het in extreme ways die laaste 2 jaar is net tot sy eer. Dis net absoluut hoe hy in die dauntingste plekke inkom en goeders doen. So kom toe nou daaraan, is toe nou in die sel, nou sit ek daar op 'n bankie en ek kyk so voor my, ek voel asof ek stout kind in 'n hoof se kantoor is en die reuk in daai plek is dis inhumane en dit is jy kan amper nie asemhaal nie, jy probeer so half jou neus toe hou / terwyl jy daar sit. Maar ek moet net sê 2 weke voor dit, stop ons by die koffiewinkel en voor ons staan 'n ou voor my en reder. En die volgende oomblik in daai journey is ek besig met vergifnis en God praat my oor vergifnis en letting go, hou op vashou, gaan aan met jou lewe, hou op. Maak nie saak waar jy is nie, gaan aan met jou lewe, dit gee bevryding. Staan nie 'n ou voor my en reder en die volgende oomblik groot ou begin hy so vir my kyk en hy begin sulke slang moves maak en een oggend voor skool. Ek begin toe net in tale praat en dit sê my mamma, wat sê ek sien, ek dink hierdie oom sukkel, hy het iets binne in hom wat hom pla, my skat. En bid toe in tale net en ek spreek so 'n paar goed aan wat ek vermoed ek sien en klim in die kar en ek ry toe om die draai kom. Toe kom die Heilige Gees so neer op my hele dat daar was nie eens 'n paar druppels nie, dit sous by my oë uit en die Here sê vir my, weet jy hoe voel my hart teenoor daai mens, teenoor daai man? Want die verlorenheid, dis my kind daar, dis my kind wat daar staan, dis soos Reder of Amix wat daar staan, en hulle kies net verkeerd, of hulle het net 'n invloed gehad, of hulle het 'n pa of ma gehad wat hulle nie beskerm het nie, en hulle oopgemaak het vir goeders in die lewe, en my hart vir daai man, en daai dag toe ek in die tronk sit, en die rye mense wat daar verbykom, hulle oë is sag, die helfte van hulle se oë is sag, dis mense wat moes either steel vir kos, vir hulle kinders presies waar ek is, either nie het nie, of 'n behoefte het, of hier wou wees om iets beters vir hulle families te maak, of wat ook al, maar hulle oë is sag, en dan stap hulle verby my, en sê soos, good day man, ek is hulle gelyker op binne, ek is skuldig daar binne, almal daar binne is skuldig, daar's nie een wat beter is nie, en almal dink hulle is onskuldig daar binne, maar ons is skuldig. En op daai stadium stap daar 'n wit konstabel verby en hy sê vir my, ek hoop maar net hulle sien jou vandag, want anders gaan jy wat het hy dit genoem, Sun City toe vanaand. Nou as ek net soos, okay. So as jy nie voor 3:30 die regter sien nie, dan laai hulle in 'n trok, soos letterlik 'n trok.
en hulle vat al die mense Johannesburg tronk toe. Gaan toe op boontoe, terwyl ek opstap breek my hakskoen se dingetjie wat om so nou klap my hakskoen op die as ek by die trap op, ek net soos, ek so bang, hier gaat ek op. Dan stap ek uit die tronk uit in die hof. En daar is 'n ander daunting plek. En my prokureur begin toe praat met haar en toe staan dokumente wat nie daar is nie. En sy sê toe, sorry, I need the other documents as well. Go back to the cells. Hier gaan ek terug selle toe, nou sit ek al 2:30. En ek kom daar onder en hier kom 'n ander konstabel aan my begin skree op my taal wat ek nie ken nie. En verwoed. En ek is net, I'm sorry, I don't understand you, I'm sorry, ek verstaan nie wat jy van my sê nie. Toe kom een van die ander vrouens wat in die selle is, een van die swart vroukies, en sy kom haal my en sy trek my daar in 'n ander sel in. En dink ek by myself, hoe gaan my prokureur my nou hier kry, hoe weet sy nou waar ek nou is? Ek stap daar rond in die sel, soos mense wat so in die movies op en af stap, en ek sê nie, die Here is murder, ek weet nie eens wat om te dink, die Here is murder, praat in tale en die Here is murder, en almal daar soek net 'n foon, want dan kan hulle familielid bel, en op 'n stadium, voor ek die eerste keer opgegaan het, sit ek op 'n bankie daar, en ek maak prentjies daar voor my, en ek hoor tik, 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 so, en hier kom 'n konstabel aan, vroukie, maar sit sulke bobbaartjies en so gekrul, maar sy's netjies, en sy's beautiful aangetrek met haar uniform en haar hakskoentjies en sy stap, nou sit ek net so, ek kyk letterlik net so vir die muur, stap, en sy by my kom te breek sy, en toe kom sy terug, sy kyk my so, en ek het daai dag vir julle gesê net onderlaag en mascara, jy, make-up nou nie regtig sy tronk toe gaan, en, ek sal dit ook nie aanbeveel nie, glad nie, en, sy stop en sy sê vir my, man, you are such a beautiful woman. En op daai stadium probeer ek net, ek kan eerstens omtrent nie asemhaal nie, ek is so naar, ek probeer eintlik maar net cope met, ek sit net hier, en ek soos, thank you, maar ek so half, okay, is eintlik al onnodig, want ek probeer fokus hier om my kop op 'n okay plek te kry, dat ek nie emosioneel raak nie, en dat ek nie hartseer raak nie. So gaan ek aan op 'n stadium kom sy met so string gevangenes daar verby, en is kettinge en klap, en almal in party groet en party daar geuit, en kan jy sien, okay, hier is die duiwel, en dan gaan jy aan, en sy stap so weer verby, en sy kom weer terug, en sy kom so deur die mans, en sy sê vir my, man, you are really, really a beautiful woman. En ek is net soos, thank you, en daar stap sy verder, en seker so 3 uur net na 3, kom haal hulle my toe weer, en ek stap op boontoe weer, met my hakskoen wat so klap, en die landros het my toe nou gesê, jy kan bail kry, jy hoef nie in die tronk te bly nie, maar jy moet hier wees vir die hofsaak was toe nou die volgende, en die bailgeld is mos my iets wat jy het. Ek het 'n groot spaarrekening heiliglik, kyk checker 60 laai nou nie bailgeld af vir nie. So, ja, het my R3000 gevra om myself uit die tronk uit te bail daai dag. En nadat ek het betaal, die volgende kom daai konstabeltjie weer, maar sy kom omtrent aangehardloop, tik, 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 en sy gryp my so en sy gee my druk en sê vir my, you're really such a beautiful woman. En ek kom by die huis en alles is amper half nog bietjie, jy weet, vervaas en unreal, en ten minste is ek uit, dankie, liewe Jesus, want toe ek begin uitstap, toe begin hulle trok laai. En toe ek uitstap uit die landros uit, of by die regter uit, toe sê sy, this was the last one for today. En die volgende dag, toe ek by die Here sit in Bybelstudie, en toe sê hy net vir my, al die jare in jou lewe, is jou identiteit van jou weggevat. Elke bietjie vir bietjie, elke stukkie rejection, elke stukkie weggooi, elke stukkie vernieuw, elke stukkie abuse. Elke liewe stukkie is al by jou gevat en gevat en gevat. En jy was in die tronk vandag, maar ek het iemand gestuur om vir jou te sê wat jou worth is. En jou worth is nie in jou uiterlike nie, jou worth is in jou innerlike. Maar praat van jy is buite mooi nie. Maar jy, wanneer die Heilige Gees dra, is daar ander mooi. En dit is die mooi wat God van praat, wanneer hy jou wil heal en wanneer hy dit wil gebruik vir sy koninkryk. Want op die eind van die dag, is dit sy hart binne in jou wat begin skyn, en sy hart binne in jou wat jou begin genees en jou begin sterk. Lig in 'n donker wêreld. 100%, maar ook my value van fisies mooi, want daar was ook 'n skade daar. En dis waar as jy begin aanhou jouself in jou persoonlike journey. 100%. En enige manier wat jy jouself afbreek, beteken dat jy sien nie jou hoofd wat in Christus lê nie. En 'n groot ding vandag in ons vrouens se lewe veral is daai woord wat by Abba lê. En ek het so passie vir vrouens wat dit aanbetref, want
Ewen wanneer jy in 'n verhouding is en beplan om in 'n verhouding te wees of wanneer jy hoog in God is dit asof daar ek het 'n paar goed so ruk terug het vir my so mooi verduidelik het. Hy het gesê daar's 'n contentness wanneer jy hoog in God kry. Yes. En wanneer jy as content mama of content kan jy kies saam met wie jy dan tyd spandeer. Kies, jy het nie 'n behoefte om saam met 'n vriendin te wees want sy laat jou beter voel. Of dit te kry. Ja, so jy bied God se lig op 'n content manier aan vir mense om jou. En dan gaan jy kan sien waar is die behoefte en wat vir You God live het. in a cup of abundance. 100%. Maar hy het nodig gehad om vir my te sê, Amarie, jy is nie so lelik soos wat jy dink en so vet soos wat jy dink en al daai goedjies wat vrouens 100% op 'n daaglikse basis en met die kompetisie op social media en al daai tipe van goed. Ja. Het hy daai kom restore in daai verskriklike setup. En toe het ons die volgende hofdatum is toe geskuif na 3. Daar was een hofdatum toe wat hulle toe net die datum uitgeskuif het en die volgende hofdatum was toe 13 Mei. Ja. 2025. En van Desember 2023 af het die Here vir my Exodus en Jesaja gegee. En die Here het met ons gestap in Exodus dat dit so op die woord ons storie is van bevryding en onderdrukking en uithaal en genees en deur die woestyn voorsien. Ek het gesê ons se naam is nou Moses, net om ons te herinner elke dag aan die woestyn gedeelte. Alhoewel ek vir Moses soms in die woestyn wil sit. Op die eind van die dag, 2 weke voor die 13de Mei, toe sê die Here weer vir my, gaan terug Exodus toe, gaan lees weer. Moenie vergeet, moet nooit vergeet waar jy was nie. Never. En toe het ons by die hof gekom en ingestap en my prokureur het gaan groet saam met die advokaat en het weer inligting my kant toe gekom wat baie seer gemaak het. Maar die staatsaanklaer het vrae gevra toe op daai stadium. En dit was seker 30 minute later of voor die hof begin en toe het hy vir my gesê ons gaan jou vryspreek vandag. Ons gaan jou nie verantwoordelik hou vir skedule 5. Dis tronkstraf, ons gaan jou nie verantwoordelik hou daarvoor nie. So Exodus, né? Exodus. Ons gaan jou vryspreek. En ek het opgestaan, release, 100% opgestaan voor daai regter en hy het my so gekyk en hy het vir my gesê, today is a good day. May you be blessed. Wow. En ek het gaan sit, ek was eintlik half nog en toe kom die ander konstabel en kom haal my onmiddellik uit die beskuldigde bank uit, want daar was my baie moeilik om daar te staan en verantwoordelikheid te vat vir iets wat jy in jou lewe nie eens geweet het gebeur nie. Ek wil net gou dit sê, né? Dit is my so 'n duidelike herinnering, maar 'n fisiese hoe God ons uit die beskuldigde bank kom haal. 100%. En die duiwel kom en skedule 5, skedule 4, watter ook al. Ja. En hy kla jou aan en God kom haal jou uit die beskuldigde bank, want hy het klaar die prys betaal. 100%. En toe ons daar uitstap toe, toe was dit geskrap en daai aand, dit was die 13de Mei, en daai aand was die 13de Exodus. My Bybelstuk, weer eens die Here met sy incidents en ons staan in Exodus 13 vers 3, today I will free you from Egypt. Wow. En hy het my vrygespreek van daai saak en dit was bonatuurlik onbeplan, daar's geen manier dat die Here se hand in daarin was nie, want dit het nie sin gemaak nie. Die prosesse het nie sin gemaak nie. Dit is amazing. Ja. Ami, as jy, ek dink daar's baie vrouens wat nog in hulle gevangenis sit. As jy iets vir daai vrouens kan sê wat nog shackled is, wat nog, daar's klomp verskillende tipes gevangenis. Daar's klomp verskillende shackles in vrouens se lewens en ek dink jy lewe het aan 'n hele paar tipes fisies, emosioneel, geestelik, spiritueel geraak. As jy iets met so 'n vroutjie kan los vandag, wat sal jy vir hulle gee in 'n persentpakkie vandag? Ek dink iets wat die Here die laaste 2 weke met my begin behandel het, is sy liefde. Ek dink deur al die jare in die worship team so ek groot geword het, is dit ons verstaan nie God se liefdesverhaal vir ons nie. Ons verstaan nie hoe graag God jou as vrou wil kom koester en vashou en jou seer wil kom vat en dit losmaak en daarmee saam met jou daarmee stoei.
en jou trane tel, en weet waar jy gaan, en daar is wanneer jy voel, jy wil nie meer nie. Maar daai liefde van hom is so oorweldigend, wanneer jy toelaat, dat jy dit begin voel. 'n fisiese manifestasie en voel van sy liefde, en hom toelaat om vir jou te kom wys en te pursue, en ons het ook 'n skewe beeld van wat liefde beteken en die tieks wat hom moet wees vir dit, en hy sê net, maar it's not that. Ek volkom net wil by jou kom sit, maar jy moet vir my tyd maak. En dis ons grootste challenge, en ons praat gereeld daaroor, en ons sê dit gereeld, maar om te gaan sit en te sê, Here, maar relationship te bou met ek het tyd nooit met jou. Ja, Tyd nooit met jou, want jy moet my kom pursue. En Here het dit vir my gesê 'n maand terug, toe sê hy vir my, Amarie, ek moet jou kom pursue. Jy moet verstaan wat my liefde vir jou is, want as jy dit nie verstaan nie, hoe gaan jy dit oordra? Hoe gaan jy in 'n gebroke wêreld verduidelik wat ek vir almal, wat my plan vir almal is, en hoe gaan jy jou purpose verstaan as jy nie verstaan dit kom uit liefde uit nie? Ami, ja, het voel vir my, ons het vandag 'n koppie wat oorloop net van wysheid en van waarheid, en ek wil sommer net honor en vir jou sê dankie. Ek stap nou 'n ruk van jou pad saam jou, en ek weet, dit was nie 'n maklike pad nie, en ek dink, dit is nog steeds nie elke dag 'n maklike pad nie. Ja, jou storie is definitief nog, die pen skryf nog. Maar, dis, ek dink een van die mooiste goed vir my is, hoe jy net aanhou om God te pursue. As jy in die tronk is, as jou vriendin met 'n panga aangeval word, as jy nie geld het vir brood nie, as jy hou aan om God te pursue en God se waarheid te gaan vind in jou situasie. So ek wil regtig honor daarin. Jy inspireer my, Ami. En ja, ons gebed vir jou is net dat God net sal aanhou met hierdie pursuit van hom, en dat jy sal instap en inval in jou purpose, en dat jy regtig dat jou purpose net sal begin blom, Ami. Dis vir ons so groot privilege om dit vandag hier te gehad het, en ons gaan jy asseblief moet terugkry. Ja, nee, ek dink dan kom dit definitief 'n pot toe. Ja. Vriendinne, ek wil julle los vandag met Isaiah 31. Was dit 31? 41. Was dit? Nee, daar's No, ekskuus. 40 verse 31. Ja. Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk, but they will not be faint. So Ami, op daai noot baie dankie. Ons is honored, en ons kan nie wag om jou tweede boek van jou storie ook hier te eendag nie. Okay, vriendinne, That's it. my drop. Ja, Sien julle volgende week. Bye. Bye. Baie dankie vir die koffie. Dit was great om jou te sien. Sien julle volgende week.